the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag en baie hartlik welkom by ons program Wild Horses. Saam met my in die ateljee en die Volkskenk, baie welkom. En met my Willie Olwaghe, ons gaan vir die volgende paar minute lekker gesels oor verskillende aspekte. En juist met die tema van ons program Wild Horses, gaan dit juist nie noodwendig oor die rebelsheid daarvan nie, maar meer die vryheid wat ons het in Christus, vir ons om uit ons gemakstoele te kan opstaan, om rond te beweeg, om uit te beweeg, om die vuur aan die brand, daai passie in jou te hê, om soos 'n perd wat vry is te kan hardloop, om uit te beweeg met 'n motief en 'n dryfveer om die wêreld te kan verander. Nou, so gepraat van hierdie Wild Horses wat deel van ons program is, ons programnaam is, en dan sien ons altyd hierdie prent en veral in ons intro van hierdie perde wat so hardloop. Maar een belangrike ding vir 'n perd om op te hardloop is om nie altyd in die veld te hardloop nie. Dit is waar jy gewoonlik beserings kan kry. Dit is waar daar gate is. So die beste nog steeds vir 'n perd is nog steeds om in die pad te hardloop. En wat 'n pad? Die pad van geregtigheid. Die Bybel sê daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk. Nou, hoe is daai pad en op wat 'n pad moet ek en jy gaan? Die pad van geregtigheid. Hoe lyk daai pad vir die mens en miskien vir jou wat al lank op die pad is? Die pad wat jy loop lyk vir jou reg. En dis hoekom ons in hierdie program bietjie gaan gesels, dat die Gees van die Here ons die regte pad wys van geregtigheid. Definitief, Willie, en nog 'n ding wat vir my uitstaan altyd is, op die pad. Wat beteken die pad vir ons? Hoekom is dit daar's 'n nou pad en 'n breë pad? Ja. Die nou pad het net twee keuses, reg en verkeerd. Ja. Waar die breë pad het if, maybe, ja, maar die ene, daai ene, en dan gaan aan en aan en opinies. En opinie, en ja. dan rek hom, en actually daai pad word al groter. Ons gaan nou 'n bietjie 'n versie sien, hoe dit van die begin van tyd af 'n pad so breed geraak het, wat so baie mense intrap, en wat jy kan vryspring vandag as jy verstaan. Ons praat ook vandag bietjie oor regverdigheid. Ja. Righteousness, wat beteken dit? Hoe kan ek dit kry? Kan ek werk vir dit? Vraag. Is dit beskikbaar vir my? En dit gaan ons met julle delf vandag bietjie as ons hierdie paar minute saam met julle net sit en kyk, hoe kom jy uit by hierdie? Want ek glo daar's twee dinge. Daar's righteousness and the road of righteousness. Ja. Die pad van geregtigheid en geregtigheid. En ons gaan lekker kyk aan Willie. Hierdie twee dinge wat jy noem, het jy ook aan die begin, voor ons begin met die program toe praat ons 'n bietjie daaroor dat hierdie pad, die twee lane, die 11 vat ons na Hebreërs 11 toe en dit is daar waar ons lees en ons kan die hele Hebreërs 11 wat so bekend is vir die geloof, maar daar's iets wat vir my uitstaan en die twee dinge waaroor ons praat is natuurlik oor die geregtigheid. En dit is presies wat die Bybel sê, dat deur die geloof het geregtigheid gekom tot Abraham. Hoekom? Omdat hy glo, die geregtigheid het daardeur gekom. En dit is juist waar ons in Hebreërs 11 kan gaan delf, hierdie groot belangrikheid van geregtigheid. Dit is belangrik en ons wil hê jy moet gaan delf. Dis 'n pad wat jy moet hoe sal ons sê, hierdie gaan die tools wees. Dit wat jy nodig het om jou pad te stap, en jy gaan later hoor wat ons bedoel daarby. Maar ek wil graag jou aanmoedig om Hebreërs 11 gaan studeer, om gaan lees, om maak hom oop. Moenie te diep gaan nie, maar lees net daarso, want jy gaan besef wat dit oor gaan. In Genesis 15 vers 6, lees ons wat jy nou net gequote het. Hy sê, because he believed, dis Abraham. God showed that he is righteous. Ja. Hy het hom goedgekeur as geregverdig. Ja. Regstaande in daai oomblik deur sy geloof. Wow. En dit antwoord so bietjie ons vraag om te sê, hoe kan ek dit bekry? As iemand vir jou gesê het, deur werke gaan jy geregtigheid bekom of bekry, gaan ek vir jou sê dit was 'n leuen geweest. Want deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het hy vir ons die voorreg gegee om righteousness, soos die wapenrusting wat ons 'n reeks het deur Elroy, wat jy dieper kan gaan as jy die wapenrusting moet verstaan. Maar een van daai gedeeltes is die borshelm van geregtigheid wat hy sê trek aan. Ja. Dit gee ons 'n indikasie, Willem, is 'n geskenk. Ja. En as jy verstaan, 'n geskenk moet oopgemaak word. Sure. En 'n geskenk moet gebruik word, dan is dit nie 'n geskenk nie. Ja. As jy verstaan wat ek bedoel. So dis wat geregtigheid is omdat jy glo. En wat glo ons? En ons delf op daai punt in om te sê die volgende:
Omdat jy glo dat Jesus Christus jou koning is, hy het vir jou gesterf en die Heilige Gees jou die krag gaan gee om dit wat ons te sê vandag, om hierdie reeks gaan by jou uitkry, om die pad te stap saam met hom. Deur dit te glo en te besluit om 'n aksie te neem teen dit, sit dit jou al reeds in die posisie van regverdigheid, want dis wat hy gesê het. Omdat jy glo, word jy geregverdig. Maar wil jy, ons kom dan by die ander ding. Baie mense is geregverdig, omdat hy glo, maar hy self regverdig hom, om te sê ek loop wat ek wil loop. Ja. En hy vergeet, daai is 'n gevaarlike pad. So in wie is jy dan regverdig? In jou eie oë? Of is jy geregverdig deur dit wat God vir jou gee? En dit is die gevaarlike ding, wanneer jy geregverdig is in jou eie oë. Dis reg soos wat jy sê, maar dan kies jy wat se pad jy wil. En dan kan ons dan sê, omdat jy daai keuse uitoefen, wat het juist gebeur met die keuse? Van die heel eerste keuse wat die mens gemaak het hy die verkeerde keuse. Hy het sy keuse gebruik, hy het die verkeerde keuse gemaak. Maar wat is die basiswoord van regverdig? Die woord reg. Met ander woorde, om die regte keuse te maak, om die regte pad te stap. Kyk wat sê die woord van die Here in 2 Petrus 2, sê hy, hulle het die regte pad, met ander woorde die pad van regverdigheid. Dit is die basiswoord van regverdiging, reg. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal en die weg gevolg van Biliam. Met ander woorde, wat het hier ingekom? Dit is, hulle het 'n keuse gemaak. Daar was 'n pad. Nou, interessant wat jy genoem het. Wat is die rede waarom hulle 'n pad verlaat? Jy het dit vroeër genoem voor die program, dat 'n pad kan partykeer vol bossies en vergroeisels van die gras. En dan raak mense, en dit is presies wat 2 Petrus 2 sê, hulle het die regte pad verlaat en verdwaal. En toe hulle verdwaal het hulle wat? Hulle het weer 'n weg gevolg, maar hulle het toe 'n verkeerde weg gevolg. En dis wat ons van praat oor ons wild horses. Trample like a horse. Ek gebruik die Engelse woord. Ja. To be trampled is 'n groot ding. Ja. In geskiedenis as hulle iemand getrampel het met 'n perd, is 'n Ja. groot ding. So 'n perd hardloop 'n pad. Wat baie interessant is, dit wat in hom is, dit wat hy voorgebou is, hardloop vir jou 'n pad en hy hardloop die pad skoon en hy hou die pad skoon. Ja. Heen en weer beweeg, dis 'n bewegende aksie. Wil jy, sodra 'n mens stil staan, en dis wat gebeur, kom wat in? Trots kom in. Ja. Hoogmoedigheid kom Ja. in. Want in die Engelse woord sê hy, pride doesn't move, pride stands still and looks at itself. Yes. En ek dink die mense kom daar en hy sê inderdaad hulle verdwaal, want die vyand laat die pad toegroei want jy beweeg nie, want jy staan stil by 'n plek wat jy kies, weer jou keuse. Sure. En wat gebeur? Hy sit 'n teken op draai links of regs en jy draai van die pad af. Ja. Want jy herken En jy nie die verdwaal. pad. Want wil jy weet, as jy heeltyd 'n pad loop, heen en weer, naderhand begin jy die pad te ken, Ja. jy weet wat se rigting om te loop. En dis wat baie belangrik is. Wild horses is wie is saam met jou? Wie stuur jou? Dis wat ons al die tyd in die begin sê, die toom wat op jou geplaas word, is nie daar om jou terug te hou nie. Dis daar om jou op die pad te hou. Dis om op die pad van geregverdigheid te hou, sodat jy weet dat the road of righteousness is 'n pad wat jy moet uitstap. En die vyand gaan gedurig probeer jou van die pad afkry. Wil ek wil iets noem oor die pad wat baie interessant is. Baie mense is op die pad, maar hulle dwaal links Ja. of regs af, so ver dat hulle nog steeds half op die pad is, en ek noem dit half. Jy kan nie 'n halwe pad hê nie, maar jy kan half op 'n pad wees. Sure. Ons praat van daar's 2 boundaries, as ek dit kan wees. 2 plekke wat ons moet oor praat. Een kant aan jou linkerkant is genade, grace. Ja. En aan die ander kant is die instruksies. Soos wat baie mense sê, the law, but not the binding law, maar dit is God se instruksies, wat God wil hê jy moet doen op hierdie pad, en in sy woord, en wat hy wil hê ons moet uitlewe. So wat gebeur? Dis ons boundaries. En sodra ons te veel na een van die kante toe gaan ons 2 dinge met jou gebeur. Of jy gaan super grace toe gaan, Ja. wat jy alles goedkeur en alles is wat dit is, en jy weet in die kerkverband is one safe, always safe. Ja. Dis daai mense daai kant, maar aan die ander kant is die religious mense, Ja. wat so blind raak soos wat die fariseërs dat Ja. jy Christus en die beweging van Christus sal mis. Ja. En dit wat vir jou bestem is. So ek raai altyd aan, dis nodig albei. En nou wil ek terugkom amper na 'n treinspoor toe, om die gewig te dra van wat jy moet doen vir die Here. Yes. Dis soos 'n treinspoor wat op 2 spore is. Hy moet gebalanseerd wees in grace wat daar is, Ja. en ook in die instruksie, die law wat daar is, want hy sê in Deuteronomium, as jy wil geseënd wees, you have to obey what? His instructions. Amen. Dit is so belangrik dat dit wat ons vandag oor gesels, en miskien vra jy die vraag en sê, maar Willie, ons verstaan nog nie waarheen julle op pad is met hierdie boodskap nie, en dit is eintlik baie maklik. Ons het dit alreeds genoem, Henny het dit alreeds genoem. Soms kom ons en ons mis die boodskap van regverdigheid, en dit word vervang
met eie regverdiging. Met ander woorde, die Engelse woord is self-righteousness. Dis een van die grootste vyande van enige kind van die Here, is die oomblik wanneer jy kom by self-righteousness. As gevolg van die feit dat ek en jy in die nuwe verbond, dat ons vrygekoop is deur die bloed van Jesus, dat ons nie meer onder die wet is nie, maar nou onder die genade van Jesus Christus, maar dat daai genade boodskap volgens Judas verdraai word. Hy sê aan die einde van tyd gaan daar mense insluip onder julle om die genade boodskap van Christus te verdraai. En wat gebeur daardeur? Die oomblik wanneer daai genade boodskap verdraai word, ontstaan daar self-righteousness. Met ander woorde, jy raak die wetboekskrywer. Ek het 'n rukkie terug in ons gemeente boodskap gebring oor die goue kalf wetboekskrywers. Jy sien wat gebeur het toe Moses weg is, het Aaron, het die mense die wette geskryf en hulle het gesê, kom ons maak vir ons 'n God. Met ander woorde, hulle het hulle nie meer onderwerp aan die wette van God nie, maar hulle het gesê, kom ons maak nuwe wette. Ons moet baie pas op dat ons as kinders van die Here vir ons nuwe wette, nuwe reëls maak. En wat bedoel ek daarby? Dit is so maklik waar ons mekaar kan beïnvloed. Wanneer jy by 'n sosiale geleentheid kom, dan maak jy 'n wet om te sê, ag man, jy hoef nie te worry nie, dit is mos nie, ons is vry, jy kan mos dit, jy kan so leef. Wat doen jy? Jy is besig om uit 'n selfregverdige oogpunt nie die woord van God te gebruik, om te kyk, wat sê die woord van God wanneer dit kom by sekere aspekte. En die woord van God maak hom duidelik wanneer dit kom by dinge soos dronkenskap, hoerery, egbreek. Hy het sy perke daar gestel, maar nou kom ons en ons raak selfregverdigend in onsself. En dit is wat belangrik is. Nou, ons het net nou gelees oor wanneer hulle die regte pad verlaat het. Yes. Maar as jy in daai 2 Petrus verder gaan, dan raak dit, ek wil amper sê, dan word hierdie boodskap baie kragtiger, en dit is wat ons vandag oor praat. Hy sê in vers 21, dis 2 Petrus, nog steeds die tweede hoofstuk, maar nou vers 21, want dit sou beter vir hulle gewees het as hulle die weg van geregtigheid nie geken het nie. As dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle weer afgekeer het van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. En hierdie is meeste kinders van die Here, want ons alreeds deur Jesus Christus het ons hierdie weg van geregverdigheid. Hoekom? Want ons is geregverdig deur Jesus Christus. Maar nadat ons dit ontvang het, is ons besig om weer selfregverdigend te van. Met ander woorde, ons gaan van die pad af, ons kies 'n ander pad, ons verdwaal van hierdie pad af, maar hier kom 'n baie ernstige boodskap in die laaste vers van die hoofstuk. Hy sê, maar oor hulle gekom het, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om weer in die modder te rol. Dit is wanneer ons die weg van regverdigheid mis. En wil ek wil vir jou amper sê dit, baie mense sê in 'n trotse ding, ja, ek sal net so bietjie wandel, so bietjie afwandel, want ek sal hom nog steeds onder my voete voel. En daar wys hy vir jou dat wanneer jy van die pad af is, besef jy dit nie. Jy besef dit. Omdat jy jou eie pad geskep het. So. So dis die gevaar, jy kies om af te gaan, jy kies om te beweeg, en ek wil dit noem, weet jy wat gebeur, ons het bietjie daaroor gesels, en as jy op ons reeks iewers sien, brandende bos, gaan kyk asseblief daar, wat ek en jy oor gepraat het, baie mense kom in die encounter, en dis genoeg, dit is die stoppunt, en dis die gevaar, want dis wanneer jy van die pad af gaan. Want jy dink jy het klaar die pad gestap, en die woord sê, niemand het dit nog gemaak nie. Nee. Jy staan jy, en daar's waar jy die ou die fout maak, want hy kom tot op daai ding, of hy kom tot op die level van verstaan, of die openbaring, en dan soos jy sê, nou begin hy sommer sy eie reëls na te maak. Hy skryf sy eie way, en hy begin sy eie pad te bou. En weet jy wat die gevaar wil nie, wat ons regtig moet onthou, daar loop mense saam met ons op die pad. Daar's mense wat jou daar buite vertrou. Daar's mense wat opkyk na jou toe. Daar's vriendekringe, jy's die eerste een wat uitgebreek het, jy's die generation changer. En dit is so belangrik wat ons sê is, die pad wat jy moet stap, die pad van geregtigheid, is mense wat agter jou gaan aanstaan. Maar ek wil vir jou sê, dis nie 'n burden nie, want die krag van die Heilige Gees gaan jou daar hou, uit gehoorsaamheid. Dis hoekom dit saamwerk, geregtigheid en die pad van geregtigheid. En ek wil iemand bemoedig op buite, en ek wil bietjie oor dit ook gesels, iets wat hand in hand saam met dit gaan, is getuienis. Ja. Want in Hebreërs 11 praat hy nou weer daarvan, daar's net getuienisse. En ek wil amper sê, dit is wat jou die krag gee en jou wys, wat gebeur as jy glo? Want dit is 'n keuse. Ek moet glo ek's op die pad. Ja. En ek moet glo ek moet bly op die pad. Ja. Maak nie saak wat wie of iemand sê nie. En daarso sal hy baie van praat uit al die getuienisse. En jy moet net een ding verstaan, jy loop 'n pad na getuienis. En van daai getuienis sal jy aanbeweeg. Hy sê in die skrif, from glory to glory, from strength to strength. Amen. So daai glory is baie belangrik wat ons nodig het, want weer eens, hulle wat agter jou stap, jy los 'n nalatiging. Ja.
So iemand het iets eendag gesê wat so mooi was. 'n Momentum gee momentum. Ja, 'n monument gee momentum. ek hoor jou. So monument, M&M soos die sweeties. Dit gee net 'n lekker ding wat afskei as jy dit gebruik. So dit word gebruik. Ons maak nie 'n afgodsbeeld nie, maar getuienis los vir iemand om te verstaan en dis wat Hebreërs 11 is. Hy los vir ons iets om ons te laat begin. Want jy moet eers begin in jou. Ja, Reg kry en die vuur aansteek wat ons in ons reeks van praat en dan op die pad van geregtigheid kom sodat jy kan uitstap met 'n getuienis. getuienis is 'n nalatenskap nie. Yes. Getuienis is iets wat jy agterlaat. Dit laat my dink aan hierdie verhaal van hierdie pa wat in 'n kroeg gesit en drink het tot laatnag in hierdie stad, in hierdie village, en dit was 'n stormnag en dit het gesneeu en dit het gereën en dit was 'n vreeslike stormnag, maar hierdie pa het gesit in 'n plek van selfregverdiging. Okay. Terwyl sy familie by die huis is, het hy homself geregverdig oor waar hy kon wees. In die volgende oomblik, toe swaai die deure oop van daardie bar en daar staan sy seentjie. En onmiddellik gaan hy deur sy kop en deur sy kop, ek bedoel die storm, hoe het my kind hier gekom? En hy klim van sy stoel af en hy hardloop en hy tel sy kind op en hy sê maar, hoe het jy my gekry? Hoe het jy uitgekom? En ek dink julle almal weet wat sy antwoord van die kind gewees. Hy sê, pa, ek het van die huis af die voetspore gevolg wat jy vir my nagelaat het in die sneeu. En ek het na pappa gesoek, want ek was bekommerd en ek wou vir pappa gaan haal. En ek het geloop en jou spore het my gebring tot hier waar jy is. En dit is wat die vraag gevra moet word. Die pad wat jy stap, is dit 'n pad van geregtigheid? Want die pad wat jy stap is 'n pad wat 'n nalating los. Dis 'n getuienis soos wat Jenny nou gesê het. Dit is deur daai getuienis waar ander mense hoop kry, wat hulle gered word deur hulle aksies. Dit gaan nie net altyd oor wat ons predik en spreek nie, maar dit is in jou wandel in die pad van geregtigheid. En daarom het hy gesê, en ons verwys heeltyd na die weg wat vir hulle reg ry, die weg van geregtigheid. Daarom het hy gesê, dit sou vir hulle beter wees as hulle nie eers die weg van geregtigheid geken het nie. Met ander woorde, uit onkunde was dit miskien dalk beter gewees, maar nou, omdat jy die pad, en ek wil jou die vraag vra, jy wat na hierdie program kyk en hierdie episode kyk, 10-1 omdat jy dit op Kruiskyk kyk en moet ons weet dat ons wat na hierdie kanaal kyk en hierdie episodes kyk, daar is 'n rede hoekom jy daarna kyk, want iewers het jy al, ek glo die Here ontmoet, en jy het hierdie pad gestap, jy het die pad van geregtigheid ontdek, maar die Here vra jou vandag, op watse pad is jy? Het jy, soos wat ons voorheen gelees het hulle verdwaal geraak van hierdie pad af en oorbeweeg na die pad van Biliam, later praat die woord van die Here van die pad van Kain, dit is die paaie van, en op watse pad bevind jy jou? En ek dink dit is belangrik dat ons gereeld hierdie, en jy het dit in die begin so mooi gestel, dat self-righteousness is 'n groot verskil tussen die geregverdigheid wat Christus vir ons gee, en die geregverdigheid wat ek dink ek het. So ja, jy kan nie, iets wanneer jy jouself regverdig, as dit oor jouself gaan, dis hoogmoedigheid, jy kan dit nou bank, want hy sê uitdruklik daar, so hy sê, God het hom righteous geag en gestamp, as ek dit kan opsê. Daar was 'n stamp gewees om te sê, jy is regverdig, en dit is belangrik, en ek wil iets noem wat jy sê, as jy vandag daar buite is, kyk terug na jou getuienis wat jy die laaste week gelewe het. Wat is jou getuienis? En ek sê daarom jou te slaan met dit nie, ek sê daarom jou te verneder nie. Maar verstaan, miskien is hierdie net om jou te wys, is net om die lig. Hy sê, Dawood is a lamp upon my feet. Miskien het jy sonder 'n lamp net bietjie gestap, en jy is onwetend van die pad af gestamp. Want niemand weet, jy is van die pad af nie, Willie. Nobody knows you deceived, want jy is gevang. Maar daar is hoop vir jou, en sy hoop is Jesus. En deur sy getuienis, en elke getuienis wat hy is, sal jy weer weet, waar is die reguit pad, waar is die pad van geregtigheid. En as jy die pad van geregtigheid vind, skryf jy weer 'n nalating in 'n getuienis. Maar wat 'n mooi stuk wat jy gesê het van die storie, van waar loop jou kinders, waartoe loop hulle ons? Ons kan soveel goed vir hulle sê, maar wild horses is hier om 'n pad te stap en 'n nalating te los, nie net vir ons nie. En wil kan ek iets amazing vir jou sê, wat ek net voel in die gees, en as 'n klomp perde saamhardloop, yes, dan los jy 'n highway. Is dit nie mooi nie? En die paaie kom by mekaar, jy weet, elkeen stap 'n pad, maar daar is tye wat hierdie perde by mekaar gaan kom, en hierdie perde gaan 'n hoofweg oop hardloop, sodat meer mense kan sien, en God se naam groot maak. En weet jy waaroor gaan dit? Dat die pad van geregtigheid uitstop, deur hulle wat hom loop. Amen. Is dit nie mooi nie? En dis wat die Here wil hê, en ek dink dis hoekom ons vandag begin met waar ons is.
Jy moet die pad uitsorteer. En ek weet ek wil hierdie sê, it's not a lonely road. Want onthou, jy het iemand wat saam met jou is, en dis die Amen. Heilige Gees. Amen. En vertrou hom net, maar keer terug. Ek sê altyd, jammer Here, help my Here. Ja. Daar is 2 dinge wat jy by jou moet hou. Ja. Dit is jou ding. Here, vergewe my, maar Here help my, ek moet die pad terugvind. En hy sê jy sal terugkom. En as iets wat jy genoem het in die begin, en as jy miskien vir ons daar kan lees oor 'n pad van sonde, hoe breed raak daai pad? Ja. Wat ons in die begin van die Bybel lees waar daar fout was, waar die Here na 'n persoon toe gekom het en gesê het, jy het 'n fout gemaak. Ja. Maar kom ek help jou. Yes. Maar as jy nie na my luister nie, sal sonde aan jou deur kom klop. Ja, En weet jy wat, daai pad het so breed geraak en dit het 'n pad van moord geraak. dis waar. En ons lees later in die woord wat ons gelees het, ek en jy het daaroor gepraat voorheen, het ons net gesien hoe groot daai pad geword het. Generasies, honderde jare van mense wat in dit geval het. Het hom breër getrap en dit is die gevaar daarvan. Weet jy wat, dit is so belangrik wat jy dit gesê het en ons kom in die laaste paar minute van hierdie program en ek dink dit is belangrik dat ons hierna moet kom en dat ons hierdie vraag gevra, Here, hierdie pad, gaan nooit ophou nie. Jy het dit vroeër genoem. Dit is iets wat ek en jy moet besef. Dit is nie 'n pad wat jy ontdek het en nou besluit jy net, nee, ek het die pad ontdek. Dit is wat ons in die program wat jy nie vroeër ook verwys het na die program van die Brambos, dat nou dat jy die encounter, jy het dit gesien, dit is waarna ons moet streef om daai ervaring, daai verhouding met die Here te hê. En nou ontdek jy die pad van geregtigheid. En hierdie pad is 'n pad wat nooit ophou nie. Jy het dit vroeër genoem. Weet jy waar sien ons dit? Toe Paulus aan die einde van sy pad kom en toe hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die geloof behou. En hy het hierdie pad geloop tot aan die einde. En ek wil jou aanmoedig, waar ons aan die einde van hierdie program kom, wil ek jou aanmoedig, dat ons nie sal moeg word om hierdie pad van geregtigheid te stap nie. Soms kan ons op 'n punt kom en ons kom in die mag van die gewoonte, en jy het 'n sekere lifestyle, 'n sekere manier van lewe aangeleer. Ons moet pas op dat daai nie die pad van ongeregtigheid is wat ons gewoond aangeraak het nie, maar dat ons vandag kom dat die Heilige Gees ons oortuig en weer die pad van geregtigheid wys, en dat ons kyk of daar van hierdie gras en die takke oor die pad gegroei het en laat hy ons weer die regte pad van geregtigheid, dat ons hierdie self-righteousness beveg met alles wat in ons is. En Henny, ek weet nie of jy ons wil lei in gebed nie. Yes. Vir ons wat op die pad is, dat die Here vir ons deur 'n gees van onderskeiding hierdie sal oopmaak. Ek wil sommer net vinnig dit noem ook. Die Here sê ken hom in al die weer en hy sal jou paai gelyk maak. En die Here het vir my gewys, Willie, ons kyk altyd voor ons, opdrondes en afdrondes. En baie mense kyk en sê ja, Here, ek is nou genoeg moeg vir die opdronde. Maar die Here sê eendag vir my, kyk van bo af. Hy maak die pad gelyk sodat jy nie afgly van die pad af. Sure. Dis die gelyk wat hy van praat. Amen. So of dit op of af is, jy sal dit maak. En dis my gebed wat ek weer wil begin. Vader, in die naam van Jesus. Yes. Elke Halleluja. een, Here, wat op die pad van geregtigheid staan, dis ons wil Amen. begin. Vader, dankie dat U hierdie pad van ons gelyk hou, Here, dat ons balans kan hou. Yes. Dat ons nie na die Halleluja. supergrace toe val of na religiousness val of afdwaal nie. Vader, in die naam van Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, vra ek, Here, verwyder elke bossie, hakbos, Amen. doringbos, In die naam slaggat, van Jesus. Here, en elke teken of sign of road sign wat wys links regs wat ons laat dwaal Ja. met deur temptation, Deur verwarring. deur versoeking, Here, breek dit af. Skyn in vir naam ons 'n van lig. Jesus. Helder die pad van geregtigheid op vir ons, Yes, Here. halleluja. Ek dank U daarvoor dat ons op hom sal bly. Versterk ons. Laat ons accountability neem onder mekaar, waar 'n broer of 'n suster of 'n mede of 'n vriend of 'n vriendin miskien net wankel om af te gaan, laat ons sal help terugtrek en op hierdie pad bly. En soos Paulus hulle kan klaarmaak om te sê, Here, hy het die pad goed geloop. Amen. Here, versterk die mense. Maar Here, ek bid ook vir die mense wat nog nie die pad gevind het nie, wat nie weet waar om te begin nie. Dankie Here dat hulle weet, daai wat U hulle sê deur ons hele reeks en dit wat hy gedoen het, die aanneming en die glo dat hy geregtig is om die pad te stap. Ja. Vader, dan sal die pad onder hom begin. Amen. Die pad sal onder sy voete is, die oomblik as hy verstaan, deur te glo en die geregtigheid aan te trek, is hy geregtig om hierdie pad te stap, sal die pad begin vir hom kom. Dankie Here dat elkeen sal sien is 'n pad van moeite werd. Dis nie net 'n pad van swaar dra nie. Dankie Here dat elkeen dit sal sien. Dankie vir vrede, liefde en dat ons sal beweeg, Here, en saam met U is. En waar ons verswak, Here, waar ons voete swaar raak, dat U ons sal help, Here, om deur te trek in die naam van Jesus. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Amen en amen. Dit gee ons dan hierdie geleentheid om af te sluit, want daai gedeelte in die woord van die Here so baie beteken, dat U woord is 'n lamp Amen. op my pad. Jy vra dalk die vraag om te sê, hoe weet ek of die pad waar ek op is, die pad van geregtigheid is? Die woord van die Here. Want dit is hy
Dit is hy wat vir jou die lig gaan wees. Dit is hy wat vir jou daai onderskeiding gaan gee. Dis hy wat vir jou die openbaring gaan gee. Dit wat jy in leef, die leefstyl wat jy miskien aangeleer het, kom die Heilige Gees vandag en hy werp lig op die onderwerp. En waar lig is, verdwyn duisternis. En ek bid dat die Here met sy krag en sy Heilige Gees ons sal help om ons te lei en te bring op hierdie pad. Ek wil baie dankie sê weer eens, Henny. Dankie. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Myself, Willie Olwage, Henny Volskenk. Ons het lekker saam met u gekuier. Tot volgende keer. Totsiens. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage.